dankie dat ons voor U kan staan. Dankie dat ons voor U mag kom, Here. Dankie, Here, dat ons enige vooropgestelde idees kan neerlê en voor U staan. Almighty God, Almighty King. Here, ek bid soos ons tyd in die woord gaan spandeer vanoggend, dat U die woord vir ons lewend sal maak, Vader. Dat U die woorde wat gespreek word, Here, dat U dit in ons gees sal plaas en dat dit lewe sal voortbring in die naam van Jesus. En Here, dat ons, indien ons moet, sekere verandering bring in ons persoonlike lewe, dat ons dit sal doen. Waar daar dalk gedagtes gevorm was van wie U is, of hoe U is, of hoe ons U kan nader, Here, dat U daai gedagtes sal verander en dit in lyn sal bring met U woord. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Goeiemôre almal. Lekker om elkeen hier te sien. Dankie aan die aanbiddingsspan. Anita wat al die pad van Wellington, show van Wellington gekom het, om vir ons die lofprysing en aanbidding te lei, saam met Anneke en Hanlie. Wonderlik. Vir die wat nie weet nie, dit is ma en dogter. Dis 'n voorreg. Weet julle, dis 'n voorreg om saam met jou kind, of saam met jou ma, die Here te kan aanbid. En ek wil vir julle as ouers sê, wat saam met julle kinders hier is vanoggend, dis 'n voorreg vir jou, om jou kind in die huis van die Here groot te maak, en hoe jou kind kan sien, hoe jy die Here aanbid. En dit is waar hulle leer. Nou, ons het die afgelope tyd, afgelope 2 weke het ons gepraat oor God as Vader, en God as vriend. Maar, en vandag gaan ons fokus op God, hoe ons God kan nader as regter. How we can approach God as judge. But before I get there, ek wil net gou net teruggaan na die vorige paar weke. Nou, as Vader sorg God vir ons. Hy eerstens lei ons en hy beskerm ons as God die Vader. As vriend is hy saam met ons. As vriend is hy saam met ons in ons vreugde, in ons opgewondenheid. Hy is ook saam met ons wanneer dit nie so goed gaan nie. Ook in ons seer, in die seer van die lewe, van die alledaagse lewe. Hy is in alles naby ons, persoonlik, en hy is betroubaar. My vraag aan elkeen is, leef ons as gelowiges hierdie verhouding met hom uit? Do we live as born-again believers, this relationship that we have with him, do we live it out in our daily life? Erken en beleef ons hom as Vader en as vriend? Dis 'n vraag wat jy jouself kan beantwoord. And when we think of God, we often think of him, of his love and his grace. That's what we think. That's how we see him. We see his love and we see his grace. And that is good. Dis goed om God te sien, liefde en sy genade vir ons in ons lewens. Maar dan is daar 'n ander deel. 'n ander deel wat die woord van God ons leer, dat God 'n regverdige regter is. That God is a righteous God. That's what the word of God teaches us. He sees everything. He knows everything of my life. He knows everything of your life. He knows what is in your heart. And he judges with truth and righteousness. That's how he judges. En vandag gaan ons stilstaan by hoe ons God kan nader as ons regter. En die eerste ding, wanneer ons praat van God as regter, wat tel jy in jou gees op? Is daar vrees? Is daar ontzag?
Wat is in jou hart aan die gang? Wie was al in 'n hof? 'n Aardse hof. Laat ek gou sien. Wie was al daar? Ek kan nie my hand opsteek, ek was nog nie daar nie. Ek's 'n goeie mens. Nee, ek maak net 'n grap. So, van julle was al in 'n hof. Nou as jy in 'n hofsaal inbeweeg, wat sien jy? Jy sien hom nog nie. Want as jy in die hofsaal inbeweeg, okay, dit wat ek gehoor het en dit wat ek sien op die televisie, is koue houtbanke. Is 'n groot verhoog daar voor jou met tafels van soliede hout gemaak. Dit lyk koud. Volgens my, is dit koud? En dan gaan sit jy in daai bank en dan na so rukkie, dan kom die regter daar van 'n kamertjie uit. 'n Deur gaan oop. Dan kom die regter in met 'n toga. En dadelik, as die persoon inbeweeg, wat moet die mense doen in die hof? Hulle moet opstaan. Hier kom iemand in wat gesag dra. Hier kom iemand in vir wie jy ontzag moet hê. En by baie mense is daar dan vrees vir hierdie persoon. Want hierdie persoon gaan oor 'n saak wat in die hof aan die gang is, oordeel. So daai oordeel gaan ten gunste wees van die persoon wat in die hof is, wat aangekla is of wat betrokke is in hierdie saak, of dit gaan vir hulle tel of teen hulle tel. Dit is net hoe dit is in 'n hof. Daar is 'n bewustheid dat hier iemand is met autoriteit. Hier is nou iemand met autoriteit en hierdie persoon kan oordeel oor my lewe. So dit wat hy gaan bring, dra baie gewig. Dit wat hy gaan sê, dra gewig. Nou net so, maar soveel te meer behoort ons met ontzag en met respek en eerbied God te nader, voor hom te kom, want hy is die hoogste regter wat oordeel. Daar's niemand hoër as hy nie. Hy is die hoogste regter wat oordeel. En wanneer ons hom as God, as ons regter nader, doen ons dit in nederigheid en totale oorgawe. So God as ons Vader en God as ons vriend het ons benader op 'n sekere manier. Het ons dinge gedeel wat ons met 'n vader sal deel. Het ons dinge gedeel wat ons met 'n vriend sal deel. Nou is dit God as regter, God as judge. What can I share with him? This authoritative figure that I worship. Hebreërs 12 vers 23. By die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. So we have been positioned before God that he is the judge of all. So something has shifted from God as our Father, God as our friend, now God as our judge. This means nothing, but nothing is hidden from him. And ultimately, everyone will be judged. Unveiled. Everything will be judged, unveiled and seen by him. Hoe laat dit jou voel om te weet God weet alles vir jou af? Ek gaan gereeld vir die Here en dan sê ek vir hom, ek is jammer. Net my gedagtes baie keer wat nie in lyn met sy gedagtes is nie. Alles weet hy van. Alles sien hy.
tot ons gedagtes, wat ons dink, weet hy van. So we've been positioned before him. Nothing is hidden. Then Hebrews 4 verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account. So we're going to give account before him. No creation is hidden. And this verse implies that God's vision is universal and is piercing through everything. Everything. And like I said, nothing, even a secret thought, a hidden action, or public deed can be concealed from him. Ek kan vir my vrou jok. Sy gaan dit nie weet nie. God gaan dit weet. Jy kan vir jou vriend jok. Hy gaan dit nie weet dalk nie. God gaan dit weet. So ek is dan nie 'n boek teenoor die een wat ek die leuen vertel nie. Ek is nie 'n oop boek nie, maar ek is 'n oop boek voor God. Wat dink jy? Wat bedink jy? Wat nie in lyn met God se wil is nie. En dit moet ons voor hom bring. God as judge. Hy's alomteenwoordig, alwetend. Hy weet nie net van ons nie. Dis nogal interessant. Hy weet nie net van ons nie, hy's oral teenwoordig, hy weet alles. Want ek wil klem lê op dit, want baie keer dink ons, ag nee, wat as ek alleen is, dan sit net ek en ek. Niemand weet nie. Hy's 'n ooggetuie van elke aspek van my lewe en van jou lewe. Elke aspek. And God as judge discerns our thoughts and our intents. Sure. Even our intents, he judge. And the judgment of God in dealing with us is actually his mercy at work. Actually, it's his mercy at work for me and for you on our behalf. Hebrews 12 verse 24, to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. So, we see according to the scripture that Jesus is our mediator before the judge, who is God. He's our mediator. As we repent of sin, the blood of Jesus is speaking on our behalf before the courts of heaven. Only for that what is repented. And I want to ask you, ek wil vir jou vra vanoggend, soos wat ons deur die skrifte gaan, soos wat ons deur die woord gaan, vra die Here om vir jou te wys in jou gees, is daar sonde wat jy dalk nie bely het nie? Dit kan van jou kinderdae af wees, die wat volwassenes is, want die is kinders by ons. Enige onbelydige sonde, en bring dit net voor hom, soos wat ons hier deur beweeg. Ek het 2 weke gelede verwys na Kain en Abel. Weet vir wie doodgemaak? Net kyk of julle woord ken. Mooi. Goed, Kain het vir Abel doodgemaak. En die bloed van Abel het geroep tot God. Is ek reg? Right. Die bloed van Abel het geroep tot God. Wat het die bloed uitgeskree? Oordeel. Ek dink ek het 'n slide op, ja. Die bloed van Abel het geroep vir oordeel. Die bloed van Jesus roep vir vergifnis, vir genade. So Jesus
kom voor God die regter en hy tree in vir my en jou. Hy's by God. Hy sê, my bloed het die prys betaal. My bloed het die prys betaal vir hierdie persoon of hierdie persoon. Hulle het bely dit wat hulle gedoen het, vergewe, spreek vry. Dis wat Jesus vir ons doen, voor God, die Vader. Wat as Jesus se bloed oordeel oor ons gespreek het? Waar was ons dan vandag? Dan was ons verseël in ons sonde. Dan was daar nie vergifnis vir sonde nie. As sy bloed oordeel gespreek het, maar sy bloed spreek genade. Be merciful to your people. En Jesus, ons gaan volgende Vrydag gaan ons die diens hê waar ons net weer die kruisiging van Jesus herdenk. En sy liefde vir die mens het hom gedring tot die kruis. Het hom geneem na die kruis sodat ons nie geoordeel word vir ons sonde nie. Soos ek gesê het, vir die sonde wat ons bely. Sy wil is dat ons gereinig word. Sy wil is dat ons vergifnis vir ons sonde sal kry. Dis wat hy van wil hê vir ons. Maar in dit moes daar iets wees wat in ons plek voor God sou spreek. Die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus gee aan God as regter die reg wat hy nodig het om ons te vergewe. Dit gee hom die reg om ons te vergewe because of the blood of Jesus Christ. It is the blood of Jesus speaking for us that allows forgiveness. The only blood that can set us free. The blood of bulls and goats in the Old Testament could never take away sin. They just covered it. They could only roll it and the punishment over for the next year when the priest had to go into the Holy of Holies. So this brought limited redemption for God's people. That's what it did. However, the blood of Jesus allows us to be completely and totally forgiven before the judge, God as the judge. And you know what? It's there to never be remembered again. As jy voor God kom, sê Here, ek is jammer, vergewe my. Hy vergewe jou. En dit is asof dit nooit gebeur het nie. Die stem van ons sonde wat teen ons praat, word so stil gemaak deur die stem van die bloed van Jesus. Dat ons gewete gereinig en gesuiwer word. Dit word gereinig en dit word gesuiwer. Ons het nou volkome geloof, volkome hoop en die versekering dat ons deur hom aanvaar word. Ek en jy deur hom aanvaar word. Dit is net daar as ons vra vergifnis vir ons sondes. Kom ons lees Johannes 1 vers 9. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig is om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Our confession before him, as we read this scripture, so if we confess, that's how this verse starts. Our confession before him brings agreeing testimony before the courts of heaven. And grant God as judge the legal right to forgive us. So there's a legal right that gives him the opportunity to forgive us. And the word confess in the Greek is homologio, meaning agree with one
agree with another statement before a judge. Agreeing before a judge. Cleansing is the power of the Holy Spirit, washing away. So cleansing, the power of the Holy Spirit, washing away every defilement my sin might have left in my spirit. It washes it away as I come before God. And as we confess and concede our guilt, we grant the blood the right to forgive us because of the testimony on our behalf. Het jy ook al gewonder, hoe kan Jesus deur die pyniging, hoe kan Jesus deur die lyding gaan, dit wat hy verduur het, sonder om te kon keer om deur dit te gaan? Hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy nie gesê, nee Here, dit is te veel, nee, ek gaan nie hierdie pyniging deur nie? Want God het in daai oomblik was hy die regter oor dit wat moet gebeur. Al was hy ook Jesus se Vader. En hy is nog steeds. Jesus het 'n openbaring gehad van die begrip van God as regter. Hy het geweet, sy oordeel is regverdig. Hy het geweet, sy oordeel is vir die mens. Sy wil, om nie terug te beklei en te sê, Here, ek gaan nie sterf vir hulle nie, is gevind in die regverdige oordeele van sy Vader as regter. Maar as ons die woord regter noem, dan wil ons skop teen dit. Nee, Here, moet my nie oordeel nie, asseblief, ek gaan dit nie maak nie. Ons wil skop teen dit, en die woord is duidelik oor dit. God die Vader, God as vriend, God as regter. Daar is 'n oordeel. Paulus verklaar in 1 Tessalonisense 1 vers 3 tot 5, dat die fokus op God as die regverdige regter is, wat sal oordeel. Paulus sê dit in 1 Tessalonisense 1. Wanneer ons God as regter ken, kan ons sy oordeel vertrou. When we know God as judge, we can trust His judgment. I want to live my life in obedience. I want to live my life in according to how God guide me and lead me. Do I obey every time? No, sometimes I fail. And then I need to get back to God and say, Lord, I'm sorry. Here, ek is jammer. Vergewe my vir hierdie denke wat ek gehad het. Dis hoekom die woord vir ons sê, die oordeel kom wie toe? God. Ek kan nie oordeel nie. Jy kan nie oordeel nie. En dis vir my baie keer jammer en eintlik hartseer hoe die een die ander een oordeel. Ons kan nie oordeel nie. Ons moet lief hê. Ons moet ondersteun. Ons kan waarheid spreek, ja. Dit kan ons doen, maar ons kan nie oordeel nie. Net God kom die oordeel toe. Ons moet ons harte rein hou. Ons moet God as die regter vertrou met sy oordeel. Hoe hy oordeel. Want sy oordeel is regverdig en dit is getrou. En weet jy, dit verg genade vir ons om werklik hierdie soort hart in ons te bewerk. En regtig die Here te vertrou as God ons regter. To really trust Him as God, as our judge. As we approach Him as our judge. We see in Scripture, in Genesis, we read about a woman who understood the power of God as judge working for her. She understood the power God as judge working for her. That is Rachel. You've heard about her.
Rachel knew what it is for God to be her judge. When we live rightly before Him, there will be grace, and He will bless us instead. If we live in obedience to God, there will be grace. Genesis 30 verse 6. Then Rachel said, God has judged my case, and He also heard my voice and given me a son. Therefore she called his name Dan. Rachel het gesê, God het aan my reg verskaf en my ook verhoor en my 'n seun gegee. Sy wou 'n seun hê, sy kon nie, sy het. Ek wil nou nie in detail daarin gaan nie. Ek wil ons moet die fokus hou op God as regter. En toe noem sy hom Dan. Sy het hom die naam gegee. En mense, as ons na die skrifte kyk en die betekenisse, dis amazing. Dan is from the Hebrew word Danani, meaning he has judged or judge. And that's the name she gave her son. She named him this because she believed God has judged in her favor. He has heard her plea, crying out to him. Wat is daar wat jy vir die Here hou? Wat is daar wat jy weet, hier's onregverdigheid besig om te gebeur in my lewe? Bring dit voor God as regter. Hy's nie net daar om my te oordeel, om jou te oordeel nie, maar hy's ook daar om geregtigheid te bring in situasies of gebeurtenisse in ons lewe. So ons kan hom nader as God, U is my regter in hierdie saak. U is my regter in hierdie saak. Neem dit voor hom. Want as ons na Rachel kyk, sien ons jare van pyn, jare van hartseer, jare van frustrasie, het God vir haar deurgekom. En hy gee vir haar 'n seun, en sy noem hom regter. Of God is regverdig. Bring jou saak voor die Here. Want as ons kyk na Rachel se lewe, het sy by 'n plek gekom om haar saak voor God te stel, en hy het namens haar uitspraak gelewer in haar guns. Ongeag waar jy gaan, ongeag waarvoor jy die Here vertrou, bring dit voor hom. En ek glo, hier is mense wat al God genader het as regter, waar hy deurgekom het vir hulle. Ons sien so in die lewe van Jesus, dat hy vol vertroue was, dat die pyniging wat hy verduur het, dit wat hy deurgegaan het voor die kruisiging, het vergoed, dat die besluit wat hy gemaak het, reg was voor God. Dit wat hy gedoen het. 1 Petrus 2 vers 23. Wat? Toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel. As jy net vandag, daai beeld in jou kop kan kry van God is die een wat oordeel, maar hy oordeel regverdig, dan het ons ver gekom. Iemand het een keer gesê, dit was so 'n klip wat opgekom het, God doesn't love us because why will he send people to hell? I don't know if you've seen that clip, but he can't be righteous because he sent people to hell. And this other guy said to the person that said it, he said, no, he's not sending you to hell. You've got a choice. There's a choice you've got to make. Make the right choice. He loves you so much that he give you a choice. And that choice will depend where you will be. So God is liefde. God is regverdig. Ons het keuses in ons lewe wat ons wil doen. When we are confident of our future and our destiny in Him, we can speak blessing even in the midst of harmful and hurtful things. And I know I went through harmful things, hurtful things. There's people in this congregation that went through harmful and hurtful things. So
others outside of this congregation that I know of. And they just bring it before God as judge, and He will win the case for us. That's what He does. In 1 Peter 3:8-9, we read that we must have compassion. Be tender-hearted. Be courageous, not returning evil for evil, but being a blessing as we are called to this. We are called. God don't say we are called to being a blessing. Why? So that we may inherit the blessing. Aanbiddingspan kan vorentoe kom asseblief. Inherit a blessing sodat ons 'n seën as erfenis kan hê. Om nie kwaad met kwaad te vergeld. Die mense, as jy werklik deur iets gaan en jy weet hier is dit wat gebeur het is so onregverdig, dan wil dit hier in jou hart kom maar gedagtes op van ek wil hierdie persone terugkry. Maar die woord sê duidelik, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Ons is tog mens, sal 'n mens sê, ek het gevoelens, ek is seer, ek is woedend. Ek gaan dit en dit en dit doen. Moenie oordeel nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Bring jou saak voor God as regter en hy sal die saak vir ons wen. Pain before the Lord can give a very powerful testimony. As you bring your pain, as you bring your unbelief before Him, it's a powerful testimony. It grants God the right as just to vindicate us and move concerning us. He will move concerning you. But we need to walk in a way that God, as judge, can win the case for us. That's walking in obedience, walking in humbleness before a mighty God. Mag sy genade op elkeen van ons wees. Mag sy genade met elkeen van ons wees, soos wat ons voor die regter kom, God as regter, soos wat ons hom nader. As gelowiges roep God ons om hom in sy volheid te ken. He wants us to know Him in His fullness. Om hom te vertrou, soos 'n kind 'n vader sal vertrou. 'n Goeie vader sal vertrou. As jou kind na jou toe kom en iets met jou deel of iets vir jou vra, kom hy met volle vertroue na jou toe. Om naby God te leef as vriend, om hom te eer met 'n lewe wat reg is voor hom. We approach God as judge, the supreme, righteous, and ultimate judge of creation. That's how we approach Him, who discerns our hearts, who sees our actions, and know our secrets. Let's stand. Father, as we stand before You, Father, You who are our judge, Lord, thank You that we can come before You as a people this morning. En Here, ek bid dat U ons harte sal ondersoek. Here, ek bid dat U wat alleen kan oordeel en mag oordeel, Here, dat dit wat dalk verwydering tussen ons en U kan bring, dat ons dit na U toe sal bring vanoggend.
Father, where we have learned and saw in Scripture that we can approach you as God, our Father. Where we have seen we can approach you as God, our friend. And this morning as God, our judge, who will judge the living and the dead. But Father, if we come before you in humbleness, if we come before you in humility, asking forgiveness for that what we might have thought, that is not according to your will or your word, not doing things that is according to your word or that honors you, we ask your forgiveness in the mighty name of Jesus. Here, u skrif is so duidelik, van Genesis reg deur tot in Openbaring, dat u 'n regverdige God is, dat u 'n getroue God is, maar Here, dat u 'n heilige God is, en dat u oordeel. En Here, u oordeel nie net dit wat ons nie bely het nie, u is ook daar vir ons, om in te tree in 'n saak waar ons onregverdig behandel is, Here. Father, I pray that we will not run away to approach you as God our judge, but that we will approach you as God our judge. Here, dankie dat ons nie in vrees hoef te kom nie, maar dat ons in nederigheid en in gehoorsaamheid voor u kan kom. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.